sodra jy vir iemand wat Dit oordeel voel, sê ons oordeel, Ja, en sê self, so is ja, dit. dankie, wat ook al jou naam is, dit voel vir my half, dis presies wat jy doen. Maar wie het ons aangestel om die asem uit te deel? Dis 'n koue hallo Gerry. Hallo Soort Rias, van. sit jy gemaklik? Ek probeer, ek weet nie, my postuur is maar bietjie sleg. Ek Ek is verstaan, nou bang. jy was nie in die skoot gewees Ja, ek vanoggend was nie. Ja, hoe jy dit reg kry, weet Seker ek al nie. die chops wat jy geëet het Dis toe jy nou my- weer op vakansie was. Wales Herbalife, non-gluten, fat-free, sugar-free, genotvrye koekies wat ek deesdae eet. Is dit ons nuwe sponsor? Ja, geen Herbalife. suiker, geen vreugde, maar ons verloor die kilos. Lank en kort is die dik en dun van dit. Goed om jou te sien, Rias. Selfde. Goed om Ja. hier te wees. Ja, ons het gekom aan die einde van ons reeks wat ons gesels het oor haal net bietjie asem. Ja. Het voel of die reekse vinnig kom en vinnig gaan en die jaar vinnig kom en die jaar vinnig gaan net. Ongelooflik hoe vinnig die goeders loop net. Amper Junie. Dis Amper Junie. verskriklik. Ja, en ons Ja. is amper 6 jaar oud, as jy dit kan glo. Die kerk, nou nie, kerk, ja, ek nee. en jy nie. Nee, my baard miskien, nee, hy's bietjie jonger as dit, maar nee, dit is ongelooflik hoe die jaar vlieg en dit Ja, ongelooflik. gebeur. Ek dink dit gaan vinniger en vinniger gebeur. Ja. Maar nietemin, ons is redelik bedrywig. Ek dink as jy kyk na die asemhaling en alles met baie persoonlike goeters. Ja. Want dis wat ons geloof mos is om bietjie meer persoonlik te raak oor jou identiteit en in die kerk veral ook in jou lewe met Jesus. Wat interessant raak. Ja, so ons het gister gesels oor die gedagte van wat maak jy as jy het asem uit hardloop? Maar dit gebeur met ons net. Ek praat nie van as ek om die blok hardloop nie, want dan is ek baie vinnig uit asem. Maar as ek uit geestelike asem uit hardloop, nie daai wat die Here vir my gegee het in my huwelik, in myself, in my finansies, en net in die lewe oor die algemeen. Wat maak ek as ek uit asem uit gehardloop het? En dan kom Jesus en hy gee vir ons die antwoord in Matteus 11. Wanneer hy sê as jy uit asem uit hardloop, as jy moeg is, as jy uitgeput is, kom na my toe. En hy gee die uitnodiging vir almal. Hier is nie 'n inklusiewe uitnodiging nie. Ja. Dit is nie net vir 'n paar ouens nie. Hy gee die uitnodiging aan almal wat moeg is en uitgeput is. En hy sê wanneer jy dit is, wanneer jy moeg is, kom na my toe. En die kerk is die verteenwoordiging van Jesus, of veronderstel om te wees, Ja. nê? So die kerk, Jesus sê kom na die kerk toe, kom na my toe om te kom rus vind. Maar dit bring baie keer 'n probleem, is dit nie? Ja, my almal die is vraag lyk wat- nie soos jou almal nie. Ja, maar die vraag wat ons wil vra is as Jesus se uitnodiging is vir almal om te kom asemhaal, om te kom asem skep, hoe is dit regtig? Sê ons regtig almal? Of is dit net as jy soos ek lyk, bly waar ek is, is dit regtig vir almal? Dan sal ons mos almal in dieselfde kerk gewees het. Ja. Dit sal mos almal sal in dieselfde kerk, selfde taal, selfde cowboybaadjies, nie dieselfde karre noodwendig nie, maar dit sou mos nou baie meer almal sou almal gewees het, maar dit is nie so nie. Ja, want mense kyk na ons deur die bril van hulle eie lewens net, nee. Nou, as jy so 'n bietjie anders te lyk, Rias, jy het nou so 'n bietjie ingekleer daar op jou lyf. So net As jy 'n paar bietjie plekke. tattoo of twee het en 'n baard het, dan lyk jy nie soos die algemene westerse gemiddelde Christen in die kerk nie. Nee, glad Jy nie. lyk 'n bietjie anderste. Ja. Alhoewel jy in 'n gemeente is. Ja, en ek werk vir die Here. Dit is vir my een van die interessantste goed wat as mense jou nou nie ken nie en die persepsies wat hulle het. Ja. Ek onthou ek het besluit, maar dit baie jare terug, toe gaan ek met die motorfiets af Bloubergstrand toe en daar's 'n kerknetwerk wat toe begin het. Maar ek's toe nog jonk en wil bietjie gaan leer en kyk hoe hulle dit doen. So dis 'n paar kerke wat besluit het hulle gaan 'n netwerk begin. Ek sal nou nie name noem nie. En niemand ken my nie. Ek het net ingeskryf as hierdie persoon en ek's met my motorfietsklere daar. En stap aan hulle welkom, kry 'n koppie koffie, jou tipiese welkom by die kerk, maar hier's hierdie lang groot Die koffie. Ja, dis woes. Ek het nie baard netjies, my skoene hare was nie gehad. netjies nie. Ek het ja 'n motorfiets. Ja, daai jare het ek gewoonlik nie, so hulle kan bly wees, maar Blouberg is mos my nou 'n skoenvrye sone. En dis hierdie almal kyk jou so half, wat soek jy, wie is jy? Kom as jy by 'n netwerk ding en daar's hierdie geleentheid daai eerste dag. Ek sal dit nooit vergeet nie. Wat ek staan nou agter, almal is besig om te aanbid en dis hierdie, ek wou amper sê dit lyk soos cookie cutter. Iemand het koekies gebak en die mense en dit is wonderlik, baie mooi. En die ouens aanbid en hulle sê so half, julle moet nou vir mekaar bid, maar dan kom 'n ouetjie na my toe en hy vertel vir my van hoe sleg my opbrengs was en die pad wat ek nou stap. Dit wat ek nou mee besig is, moet ek dadelik stop en ek moet omdraai en ek sal ek werk vir die Here. Hoe moet ek omdraai nou? Moet ek nou gaan en dis wat gebeur want jou persepsie is daai uitnodiging van kom was nie
vir jou gewees nie, want jy het anders te gelyk. Ja, ek het pikswart bikerklere aangehad, ek Ja. het my motorfiets al gestop en hierdie ou is half, kom ons gaan bid maar vir hom, net dat ons goed voel, maar ek het definitief nie welkom gevoel nie, want dit is hierdie, Ja. soos, is dit nou, en dit was al 'n ding van, jy kan agterkom as mense vir jou kyk, en, weet nou nie. Maar dit is eintlik Jesus se uitnodiging in Matteus 11. Vir die ouens wat moeg is, vir die ouens wat uit asem uitgehardloop het. En sy woorde was gewees aan die tollenaars, sy woorde was gewees aan die prostituie, sy woorde was gewees aan die ouens wat aan die buitekant van die godsdienstige stelsel van daai dag gestaan het. Dit was nie gewees vir die fariseërs of die sadiseërs of die ouens van die tempel nie. Dit was juis vir die marginaliseerde ouens gewees. Ja. En ek dink Rias iewers in die kerk miskien sy stem verloor net, want ons roep weer baie keer net. Ja, Net vir die fariseërs, die sadiseërs, die ouens wat hier is, ja. wat lyk soos wat ons lyk, kom kry julle ouens asem, kry julle ouens genade, maar julle ouens wat langs die kant is, wat anders dink as ek, anders te lyk as ek, vir jou is daar nie asem nie. Ja, en ek dink wat gebeur het is hoe ons dit baie doen wat nie moet wees nie, is dat ons is hier, hulle is daar, hulle kom, ons verander hulle dat hulle ook hier is. En dit is die akeligste ding as jy bietjie anderster lyk is, of jou lewe anderster is, vir iemand om so af te kom, hier is awesome, maar kom ons laat jou verstaan dat jy is nou nie daar nie. Dis nie wat awesome beteken nie, dis nie nou dat, en ons mis dit verskriklik. Ek dink baie keer iemand wat gebroke is, wat uit 'n seer uitkom, wat klaar skaam verloor dit wat hulle gedoen het, wat by die punt gekom het om 'n veilige plek te kom soek, stap dan in, dan kry jy mense wat so half vir jou kyk, en dan as hulle met jou praat, is dit so half, hierdie is my manier om net vir jou te laat voel dat jy veilig is, en ons oordeel glad nie hier nie. Sodra jy vir iemand wat Dit nou oordeel voel, sê ons oordeel, is half, So, dankie, wat ook al jou naam is, dit voel vir my half, dis presies wat jy doen. Maar wie het ons aangestel om die asem uit te deel? Wat onverdiend aan ons gegee is, Genesis 2 vers 7, die Here kom en hy blaas sy asem in ons, nie ons asem. So wie het ons aangestel dan om te besluit dan, wie kan asem kry? Ja. Wie kan genade kry? Wie kan liefde kry? Wie kan 'n plek kry in sy teenwoordigheid net? Ons stel onsself aan. En dan word ons maar eintlik, maar net soos die fariseërs. Ja. Die ouens wat Jesus in sy tyd absolute probleme gehad het, want hulle het gesê, daar's net 'n beperkte klomp ouens wat saam met ons is en wat toegang het tot God. As jy lyk soos ons, praat soos ons, maar dit is 'n verskriklike moeilike ding, want ons almal het perspektiewe, nee, ons het filters. Ek jou nou nie geken van 'n dag oud en ek het langs op 'n vliegtuig gesit. Ek sou op 'n stadium net seker gemaak het, jy weet, want nou lyk dit anders dan net. En dit is eintlik so hartseer, want ons almal doen dit, Rias. Ja, en want ons vergeet, ons geloof is verhoudings gefondeer. Dis 'n verhouding met Jesus Christus, en my verhouding en jou verhouding, ons sien dit nie so nie, dis my verhouding en jou verhouding moet soos my verhouding lyk, en dis asof dit natuurlik in ons ingeweef is, as dit klein bietjie snaaks is, dan wil ons bietjie anders kyk na dit, en mens moet ophou, want jy weet nie of daai ou met die PT broek en die plakkies, die langs jou in die vliegtuig sit, dis nou weer my weergawe van iemand met tattoos, maar soos wat is in sy lewe aan die gang, hoe lyk sy verhouding met Jesus? Hoe lyk sy hart? Ja. Dis wat Jesus oor gegaan het, hoe lyk sy hart net? Dit is 'n verskriklike moeilike ding, Rias, om te sê, want ons almal, soos ek sê, ons almal doen dit, maar is daar regtig plek vir die ouens wat gemarginaliseer word? Ons maak die kerk regtig, of soos jy nou gewys het, die koekiekatter ding. Maar wat sê dit van, as hy, ons maak 'n spesiaal plek vir mense wat nie welkom voel in die kerk nie, en nou is dit self, nou definieer jy iemand, maar ek dink juist dis die probleem, nee, ons moet nie probeer plekke maak nie. Nee. Al wat ons moet doen is, ons moet die boodskap van die kruis gee, vir mense wat stikkend is, gebroken is net. Ons kan nie kies hoe hulle lyk, hoe hulle praat, hoe hulle dink. Nee, dis juist die probleem wat ons het, nee. Dat ons 'n bepaalde prentjie het van hulle wat na ons kerk toe kom ons Sondag. En hoe moet die arme ouens voel wat langs die kant is net, nee. Want die kerk se deure is amper half toe. Ek sien nou hulle verkies nou 'n nuwe paus vandag. Ja. As ek jou katolieke was ons in die running gewees hierso. Want ek verstaan enige manlike katoliek kan nou vir die pos aansoek doen net, nee, maar ons is nou die katolieke nie. Maar wat is die storie dan hierso net, jy weet? Nee, ek dink dis 'n eeue vraag vir my. Van die mooier weergawes van dit is dat sonder oordeel, hoe lyk dit? Daar's hierdie, ek weet nie, ek glo dis 'n waar verhaal, ek het dit gekyk, nog nie navorsing. As dit gaan mooi klink. Ja, dit gaan baie mooi klink nou, dis al wat saak maak. Daar's 'n storie van 'n evangelis op die Titanic wat ek John Harper. Ja, en dit is my ongelooflike ding van
hoe jy moet kyk na dit, is dat hier sy vrou is oorlede en hier het hy sy, ek dink sy suster en kind of van sy familie op die boot gekry en hy het sy lewensbaadjie toe in die water in die Titanic is koud en hy kry toe 'n ou wat daar dryf sonder 'n baadjie. Leonardo is daar op die boeg van die boot. Ja, Celine sing haar liedjie. Hy is in die water. Ja, hierdie twee is in die water en dit is koud. Ja, dit is erg. En daar's 'n ou wat almal het nie baadjies gehad nie. En hier is die een wat nie 'n baadjie het nie en hy vra toe mos vir hom, luister, glo jy in die Here? En die ou sê nee. En hy sê so vat my baadjie. Want ek weet hoe waar ek gaan. En daar sterf hy toe en 5 jaar later toe hulle die ouens wat oorleef het by mekaar kom te sê hy was die laaste convert gewees. En dis vir my 'n ding van weet nie wat hierdie ou se lewe is nie, weet nie eers of hy wat is sy bankrekening aangaan of hierdie ou global of VP ondersteuner is. Ja, is hoop. Ken jy die Here? Ja. En ek dink dis wat ons mis in ons eie lewens, deur daai balk in ons eie hoog ons later raak maar hoe kan ons hoe sluit ons wil ons nou een ding om hierdie ding nou lekker te slaan vanoggend. Nee. Maar hoe word ons kerk deur nie daai filter aan te hê nie. Wat moet ons anders te dan doen net? Want daar's 'n paar ouens in ons omgewing, in ons wêreld wat as jy sê gaan kerk toe, ek wil nie gaan nie, want hy's bang vir seer kry, hy's bang hy gaan verwerp word. Miskien het hy 'n lewenstyl wat nie vreeslik Bybels is nie. Ja. Dis een ding om dit is een ding vir die kerk om die vingers te wys, maar wat maak ons dan anderste? Hoe is ons intentioneel om dan daai spasies te skep? Ons gemeente se droom is om 'n veilige plek te skep vir mense om te ken, om hom bekend te maak net. Maar hoe skep ons prakties daai veilige plek? Nou is eintlik 'n easy antwoord in dit, nee. Ja, ek dink die sonnaskool antwoord is altyd wees lief. Gaan wees liefde. Ja. En oor tyd, as jy genoeg lief is, dan gaan iemand wonder en vra. En met hierdie, dis baie belangrik, dis nie gaan wees intentionele vriend om hierdie persoon te bekeer nie, dis nie wat liefde is nie. Ja. Dis in hierdie ou nood, hy gaan verdrink nou, hy het my baadjie nodig. Ek dink 'n goeie voorbeeld is hierdie ligversorger hier agter ons wat besig is om uit die blou van ons hemel te speel en die hele kamer koud te maak. Bitterkoud. Ja, ek voel hom hier, hy doen sy werk en toe ons begin het, was hierdie kamer warm. Ja. En hy het nie vir ons gesê, kom in 'n koue kamer in nie, sy werk is om koel te maak en oor tyd begin het kouer en kouer, tot jy voel, maar weet jy wat, hy maak nou koud en ons moet so gaan lief wees met die doel om lief te wees, nie met die doel om vir mense te sê, hier kom pas hier by my huisie in nie. Ja. Die Here se huis het 'n klomp kamers, is 'n baie bekende ding, dit is spesifiek ook, want die Here sê ook dat hy gaan die deur toemaak en dan gaan party nie inkom nie. En daar's spesifieke reëls in hierdie huis, maar dis 'n plek waar jy kan instap en sê hier is liefde. Ja. En as ek liefde hier kan aanvaar, nie met die ding van jy wil jou getalle optel met my nie, die liefde van hier is iemand wat deur iets gaan en ek kan lief vir hulle wees sonder enige intensie. Dis daai eeuoue klise van gaan verkondig die evangelie en as nodig gebruik woorde. Die kerk is baie gretig om woorde te gebruik. Ons oordeel nie hier nie. Ja. Jy is veilig. Jy's veilig. Ons sê dit baie en as ek dit nie lewe nie, kan ek dit nie sê. Ja. As iemand nie vir my kan sê luister, weet jy wat ek doen hierdie en so en jy vloek miskien so en ek reageer uit liefde uit. Nie uit soos met die uitnodiging, die asem wat die Here aanbied vir die gebrokenes en die stikkendes, moet ons eintlik uit die struktuur van die kerk vat. Ja. En in die wêreld in dit. Ja. Want ek het die week ook hoor ek toe sê iemand het as jy net as Jesus vir jou net die uur is wat jy op 'n Sondag doen, dan is dit eintlik maar 'n stokperdjie. En dit kan nie 'n stokperdjie wees nie, want ons het 'n opdrag gekry om sy boodskap te vat net, daar wêreld wat gebroken is net, en ek dink ons moet anders te dink oor die uitnodiging, en waar ons dit gee, kan nie net op 'n Sondagoggend wees nie. Nee, dis jou lewe, dis uit en uit, dat enigiemand wat oor jou pad kom, besef, hier's opregtheid en hier's liefde, en miskien stem nie saam nie, maar die liefde is daar, ja. Om tyd met iemand te kan spandeer, en dis eenvoudige goed, dis regtig baie eenvoudige goed, wat ons dink hierdie hoë teologiese ubergeestelike goed hoef te wees, wat dit nie is nie, want dit ook baie keer, as jy kyk die Heilige Gees toe hy neerdaal, was dit een van die praktiesste goed wat kon gebeur het, is dat die evangelie was verkondig in ander tale, menslike tale, en mense het ewe skielik kon hoor, in hulle eie taal, in hulle gemaklike, en taal is 'n verskriklike belangrike ding, jou moedertaal is tog die taal wat jy die Here aanbid, en hulle hoor toe in hulle taal, en dis nie
ons probeer nou vir hierdie arme Was Ethiopiërs Afrikaans daar gewees. Dit was al 100 jaar oud vandag. Ja, so Afrikaans is bietjie ouer, maar ek twyfel nie, want dan daar sal 'n paar ander goeters gebeur het. Ja, daar was nog nie landcruisers daai tyd. Die uitnodiging van Jesus om na mense toe te kom om asem te kry is 'n universele uitnodiging. Die kerk kan nie net sy deure toemaak vir hoe ons lyk en hoe ons is en net sê hierdie is net vir bepaalde ouens. En ons doen dit om Jesus buitekant te gaan leef net. Ja. Rias, ken jy die storie van Rageltjie die beer? Genade. Ja. Toe sy koud gekry het. Bang nou vir wat. Ek kry koud. So kom ons sluit hierdie pot gooi af, dan kan jy by jou stywe drukkie gee. Gee 'n meer so 'n drukkie asseblief. Lekker dag vir jou, Rias.